10 Oktober. 10 Oktober, Vrydagoggend. En welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Goed. Hoe gaan het met die mense hier op hierdie Vrydagoggend? Groot nuus in oorsee natuurlik, en natuurlik dan ander nuus en nuus in Suid-Afrika. So kom ons kyk wie kom op vanoggend, terwyl ons 'n bietjie koffie drink. En dan vat ons dit daarvan af. Ek sien nou Anton is hierso. Gister het daar geen profielfoto's hierbo gekom en nou sien ek hier lyk soos 'n Anton se profielfoto wat nou hier opgekom het. Goeiemôre. Wat sal ons sê? Sy. Kom ons kyk wie kom nog op. Natuurlik historiese nuus in die wêreld. Alhoewel persoonlik dink ek is een van die grootste, ek sê maar soos Anton. Ek persoonlik dink ek is die groot, daar verdwyn jou profielfoto sommer van na bo af. Ek weet nie hoe werk hierdie algoritme van hierdie bakkiesblad die hele tyd nie. Maar in elk geval, ek dink natuurlik is een van die grootste scams wat nog ooit in die wêreldse geskiedenis plaasgevind het, behalwe dat die COVID was natuurlik een van die grootste scams ooit. En maar hierdie is ook een van die grootstes vir my persoonlik. En dit is Israel en Gaza en Amerika. Ek dink hierdie was een van die grootste scams wat nog ooit plaasgevind het, né? Daar word nou oproepe uitgegee dat Donald Trump die Nobelpryswenner moet wees, want hy het nou vrede bewerkstellig in die Midde-Ooste. En die eerste fase van die plan word nou uitgerol, daar is nou vrede gemaak. Hamas het nou 'n deal geteken in Egipte, en Henny, goeiemôre. En hierdie mense gaan nou vrygelaat word maandag, en die mense juig in Gaza, want die oorlog is verby, die Israeli weermag is besig om te onttrek, en daar word groot, Debbie, goeiemôre Debbie, daar word groot plase, selfs in Israel, met trekkers uitgegraveer, dat Trump moet die Nobelpryswenner wees. Hierdie is 'n groot foefie, man. Gaza stad self is omtrent 83% verwoes. Toe hulle nou vir Donald Trump vra, nou wat gaan nou daar gebeur? Nee, ons gaan nou mooi plekke bou. Ons gaan nou mooi plekke bou vir die mense waar hulle kan bly. Regtig, gaan julle mooi plekke bou. En waar bly hulle nou in die meantime? Ons weet dat daardie Oktober 7 aanval wat plaasgevind het, daardie aanval het gekom deur Israel self, wat gekonkel het met Hamas. Dit weet ons. Marianne, goeiemôre. Ons weet dit was 'n gekonkel self met Hamas gewees. Ons weet dit, man. Ons ken die geskiedenis nou al teen hierdie tyd. Ons weet wat die plan is om iets soos die Suezkanaal te bou vanaf daardie area dwars deur na die ander kant van die peninsula toe, van die landstreek. Ons weet dit. Ons weet dat Donald Trump wil hotelle, Pieter, goeiemôre, wil hotelle en allerlei sulke goed daar oprig. Ons weet dit. So Gaza, die oorlog in Gaza, die volksmoorde wat plaasgevind het, dis alles een massiewe klug. En die mense wat daaronder gelei het, die mense van Gaza, goeiemôre Jan, die mense van Gaza is die collateral damage. Kinders, you name it. Volksmoord het absoluut plaasgevind onder die Palestynë, of die groep wat hulle self Palestynë noem, want daar bestaan nie eintlik so 'n groep in die wêreld nie. Dis net die mense wat in daai streek gebly het. En hoe hulle hierdie etiket gekry het van Palestynë oor die jare van retoriek en leuns. Die Italiaanse regering, Meloni en klompie van haar ministers is by die Hague se wêreldhof aangekla vir volksmoord, omdat hulle vir Israel gesupport het in hierdie Hamas oorlog. Wat van Amerika? Gaan Amerika nie aangekla word vir volksmoord, omdat hulle ook deel was van die wapen hulp aan Israel nie? Wat van Amerika?
Julle sien, dit is alles 'n klug. Donald Trump gaan nou binnekort vlieg Israel toe waar hy die Knesset, die hoogste gesagsliggaam van Israel gaan toespreek. Hy is nou genooi om hulle toe te spreek want hy is nou die vredemaker. Sien julle hoe werk die anti-kris? En dit is soos Johannes vir ons sê in die Bybel, daar is baie anti-kriste. 'n Ou kan mooi wees van vooraf, maar jy moet kyk waarmee hulle besig is. Jy moet kyk waarmee hulle besig is. Begin 'n oorlog, maak 'n klomp mense dood sodat jy eendag kan geld maak, beëindig die oorlog en jy is die vredemaker. Dit is die verhaal van Gaza. Interessant dat Donald Trump die eerste Amerikaanse president gaan wees wat Israel se hoogste uitvoerende liggaam gaan toespreek. En wanneer spreek hy dit toe? Op die laaste dag van die fees van Tabernakels. Dis die 10de Oktober. Ek het al vir julle gesê dat van die 23 September tot die 10de Oktober is die fees van trompette, die fees van Tabernakels. Die laaste fees wat in die Bybel genoem word, wat nog nie deur Jesus Christus vervul is nie. Het Jesus gekom, het die trompette geblaas? Nee. Al die wedergebore kinders van die Here Jesus is nog hier op die aarde. Lof die wat sê, goeiemôre. So, uit my stem uit, van waar ek sit aan hierdie kant van die selfoon, sê ek nou vir julle met al die kennis wat ons opgebou het, hierdie afgelope klompie jare op koffie met brood. Piet wat sê, gaan dit goed met jou Piet? Sê ek nou vir julle, die hele Gaza oorlog was 'n klug. Begin deur Israel, aangeblaas deur Amerika, beëindig deur Amerika, as gevolg van die planne wat hulle het vir Gaza. Maar hier is die ding. Die skrif sê duidelik dat daardie streek sal in pyn lê. Die Bybel sê so. Ek moet nou net gaan krap, waar is daai versie? Miskien ken julle daai versie. Né? Tyre is die plek. Tyre is Gaza, T-Y-R-E. Tyre, seker maar Tyre in Afrikaans, né? Is Gaza. En die Bybel sê uitdruklik Tyre sal 'n pynhoop wees, en dit is. Israel het seker gemaak daarvan. En so sien ons stukkies van die skrif, Andrew, goeiemôre. So sien ons stukkies van die skrif stelselmatig. Profetiese woord, kom tot die waarheid. Kom tot die waarheid. In elk geval, dit is genoeg van Gaza. So ons is nou klaar met Gaza. Dit lyk my so. Al wat ons nou kan doen is hulle dophou, goeiemôre Jenny. Al wat ons doen is, ons kan hulle nou net dophou en kyk wat doen hulle daar. Gaan Trump hotelle daar opsit, gaan hulle daai kanaal beginne bou en dies meer. Gaan hulle dit 'n ryk paradys maak vir mense. The playground of the rich. Wat gaan hulle nou daar doen? Die volgende 3 tot 5 jaar gaan baie insiggewend wees wat dit aan betref. In elk geval, ons is nou klaar met Gaza. Kom ons kyk. In ander nuus, Comey, die FBI-direkteur, voormalige FBI-direkteur van die FBI, obviously, hy het onskuldig gepleit op al die aanklagte teen hom en sy saak is uitgestel tot 5 Januarie, waar die saak nou offisieel gaan begin, waar die Amerikaanse president sê Comey is skuldig en waar Comey sê hy is onskuldig. Ons weet Comey is skuldig. Ons weet dit. Na gelang van alles wat plaasgevind het teen Donald Trump hierdie afgelope klompie jare, weet ons hy is skuldig. Nie net hy nie, Hillary Clinton is skuldig, Obama is skuldig en John Bolton, daar's 'n hele klomp van hulle wat skuldig is. En dit is een van die domino's wat geval het, soos ek julle gesê het. As jy oor het om te hoor, luister mooi wanneer ek praat. Dis een van die domino's wat geval het. In elk geval. Antifa sal nou beslis 'n terroriste organisasie wees en Pam Bondi het in die algemene vergadering van die Trump se administrasie gesê dat hulle gaan nou uit hulle pad uit gaan om Antifa tot niet te maak, soos wat hulle die kartelle tot niet maak. En dit is nou weer iets wat ook aanleiding gee tot die Venezuela gevalle, waar
Maduro is nou uitdruklik gesê wat met hom gaan gebeur as hy nie aftree nie, uittreë nie of homself oorgee nie. So die kans is goed dat Amerika in 'n oorlog betrokke gaan raak. Al is dit 'n stille sogenaamde drug war, whatever hulle dit wil noem, om Maduro uit die kussings uit te lig. Hulle kort Venezuela se olie. Hulle soek die olie daar, so hulle soek die rykdomme van daardie land. Dis wat hulle soek. Wat rykdomme aanbetref, China besit amper 70% van die rare minerale, ek kan dit nie reg sê nie, rare minerale rykdom in myne. Hulle besit amper 70%. Reg oor die wêreld. China is nie stupid nie. Hulle kom met groot geld, met groot beloftes en Afrika val daarvoor. Want baie van hierdie myne is in Afrika. Baie van hierdie myne. Moord en doodslag is aan die orde van die dag reg oor die wêreld. Die boeddhiste in Myanmar het 'n mooi fees. Hulle het altyd hierdie fees wat hulle hou, die boeddhiste. En toe 'n valskerm sweeftuig, whatever jy hom wil noem. Dis nie 'n valskerm springer nie. Dis 'n valskerm swewer. Hy sweef rond met 'n valskerm. Ek weet nie wat noem mens dit nie, maar in elk geval. Hierdie ou het 2 tuisgemaakte bomme op 'n skare laat val by hierdie boeddhiste fees. 24 is dood, 47 is beseer en kinders onder hulle, tel onder hulle. Dit is wat in die wêreld gebeur. Mense word uitgemoor, mense se koppe hak uit, hulle volg valse gode, doen die verkeerde ding en dan sit jy met hierdie tipe goed. Reg oor die wêreld is moorde so besig om plaas te vind. Die aarde roep uit, mense. Die aarde roep uit. Die bloed van die martelare is in die aarde se kors alreeds. Nee? Paul Davro praat uit teen Duitsland. Hy sê, dis baie duidelik dat die Duitse politici nie hou van vryspraak nie, want almal wat iets sê teen Duitsland se regering word gearresteer. Maar goeie nuus vir Duitsland is dat Alice Weidel staan op haar agterpote en sy sê dat geen Duitser in die AfD-party of die wat stem vir die AfD-party sal ooit in 'n Oekraïne-oorlog betrokke raak met Rusland nie. Sy sê Duitsland sal nie weer so 'n oorlog toe gaan nie. En net deurdat sy sulke goed noem, en sy noem dit in die Bundestag, klim die AfD se getalle met rasseskrede. En die Groenes en die CDU's en die SPD's en al die ouens, hulle bewe, want die AfD gaan Duitsland oorneem. Sy het reguit gesê daarso in die regering, het sy gesê, as hulle oorlog wil maak of hulle mense wil stuur na die Oekraïne toe, kan Merz gaan. Merz kan daar gaan beklei, want hy's ruggraatloos. Hy kan daar gaan beklei, as hy graag wil beklei. So, goeie nuus vir ons natuurlik is die AfD wat groei. Dis baie goed. Ek het een van haar toesprake gecopy-paste, wat ek wil net in Afrikaans vertaal, en ek wil dit invleg, inweef by die briewe en die goed wat ons aan haar wil oorhandig wanneer die tyd kom. Belangrike goed wat gesê word. Maar hierdie goed word gedoen stadig maar seker, prys die Here. Hierdie was natuurlik vir my die grap van die dag. Daar is ander nuus, maar kom ek gee gou vir julle die grap van die dag. Die Europese Parlement het nou besluit dat die woorde burger, schnitzel en wors nie meer op vegetariërs produkte mag verskyn nie. En as enige een van julle vegetariërs is, en jy is in Europa, dan moet jy kyk na die prentjie. Alright? Want jy gaan nie nou meer 'n groenteburger kry nie. Dit sal seker iets wees soos 'n patty, of so iets. Maar nie burger nie, ook nie wors nie. So ek weet nie wat hulle daar gaan gebruik nie. In elk geval, dit is die Europese Parlement. Hulle hou hulle op met nonsens. Nee, politieke nonsens, politieke speletjies om die mense besig te hou. In die VSA is Jonathan Rindeknecht gearresteer. Die ou is 29 jaar oud. Hulle het voldoende bewyse teen hierdie ou dat hy die Palisade se brande gestig het in Kalifornië. So hulle die brandstigter opgespoor.
en hy is gearresteer, 29 jaar oud. Wat gaan in hierdie mense se koppe aan wanneer hulle sulke goed doen? Of word hulle betaal? Daar's altyd 'n storie agter die storie. Kom ek drink 'n bietjie koffie voordat dit heeltemal koud raak. As gevolg van hierdie verrigtinge en dinge wat gebeur in Amerika en Israel en al hierdie goed, het goud nou verby die $4,000 per ons beweeg vir die eerste keer. 4,000, rekord. As jy in goud belê, dan klim jou goud soos, man, dit klim. As jy goud by die huis het, leen dit vir die Federale Alliansie. Dit klim nou. Selfs silwer wat gewoonlik goedkoop is, gaan nie meer so goedkoop wees nie. Silwer is vir die eerste keer verby die $50 per ons. So markte het groot veranderings getoon as gevolg van hierdie sogenaamde vredesproses. Julle weet daardie berig wat ek julle gegee het wat in Duitsland gebeur het van die burgemeester, die vroue burgemeester wat met 'n mes gesteek is, wat weer aangeval is en so aan. Ek het vir julle gesê, die 15-jarige seun wat sy aangeneem het, was gearresteer gewees. En toe sy nou uiteindelik by haar volle positiewe is en sy kan sê wat gebeur het, sy is nou nie meer in 'n kritieke toestand nie, toe het sy gesê dit was haar 17-jarige dogter wat sy aangeneem het. So lyk my sy is een van daai Duitsers wat al die ander kleriges net aanneem en in hulle huise inbring. Sy is gesteek met 'n mes deur die meisiekind. Hulle het die meisiekind gearresteer en omdat sy 'n minderjarige is volgens Duitse wette en dies meer, is sy vrygelaat. Nee, sy is terug by die huis, sy wag vir die ma om op te dag met snymerke en goed. Wat gaan dan gebeur? Gaan sy haar weer steek met 'n mes? Wanneer sy kwaad raak. Dit is wat gebeur, mense. Jy moet baie versigtig wees. Kulture kan eenvoudig nie meng nie. Daai reënboognasie gemors is net 'n gemors. Dis al wat dit is. En any case, wat het ek nog hierso? Ek het so 'n klomp goed nou al reeds gepraat al, goed wat ek neergeskryf het, dat die een volg op die ander een. Kanada. Sê die verkeerde ding in Kanada en jou digitale ID word heeltemal uitgewis. Jou foon, jou internet, jou bankbesonderhede. Jy kan nie praat teen die regering in Kanada meer nie. Sodra soos jy op die lig gaan, op die internet gaan, of wat ook al, en jy sê iets verkeerd in jou regering, dan druk hulle 'n knoppie en jy's gone. Jy kan niks doen nie. Jy's dan nie eens meer 'n Kanadese persoon nie. Jy kan nie oor die grens kom nie, jy kan nie gaan eet nie. Dis totaal en al die merk van die dier. Die digitale ID is totaal en al 'n beheermetode en die merk van die dier. En Ursula von der Leyen sê hulle het nou die perfekte digitale ID in Europa. En sy maak dit so asof dit so 'n wonderlike ding is. Jy kan koop en jy kan selfs 'n fiets hier en jy kan alles doen met hierdie ding en dit doen jy sommer van jou selfoon af. Dit klink alles great en alles nice. Die probleem is die regering beheer dit. Dis die probleem. Die beheer is nie in jou hande nie. As daar 'n digitale idee is wat jy beheer, niemand kan dit hack nie, niemand kan daar ingaan nie, dan is dit oukei. Maar wanneer die regering dit beheer, wanneer die banke dit beheer, wanneer besighede dit beheer, dan is dit nie meer oukei nie. En dit is waar 'n wonderlike nuwe generasie blockchain inkom en ons noem dit sourceless. Dit is 'n oorseese maatskappy wat stadig maar seker besig is om opgang te maak en hierdie ouens het die perfekte antwoord. Jy beheer jou goed. Niemand kan dit blok nie, niemand kan dit verander nie, net jy. Dit kan ook nie gehack word nie. Jy het 'n unieke nommer, as jy daardie nommer uitgee vir enige iemand, dan is al jou goed in sy kanonne. Maar op Sourceless word jou goed 100% beskerm, 100%. Dis 'n fantastiese ding. En ons gaan definitief met hulle kontak maak wanneer die tyd kom. Of iets wat soortgelyk is.
Rusland arresteer 'n hoofhandelaar in liggaamlike organe. En raai wat, die ou is 'n Israeli. Dit verbaas my nie. Hierdie ou is gearresteer en hy's 'n Israeli. Frankryk gebeur daar ook baie interessante dinge. Marine Le Pen het haar mond uitgespoel. Sy het gesê die Nasionale Rally Party sal nooit met enige goed saamstem wat Macron wil hê van sy party af nie. Sy sê sy sal nie. Sy wy haar hele lewe toe daaraan om vir Macron uit die politiek te kry en Frankryk te red. Nou Macron se party kan net in beheer wees tot en met die 2027. Sy sê sy sal hom veg op alle fronte, of sy het nou van die huis af moet doen, onder huisarrest, of hoe sy dit ook al moet doen, haar party sal seker maak, dat hy nie wen nie. En sy ministers bedank een vir een, sy regering val uit mekaar uit. Ons het dit gesien op Koffie met Brood Woensdag. Dit is wat daar gebeur. Marine Le Pen van die Nasionale Front of Rally Party is iemand met wie ons graag wil gesels as die Federale Alliansie. Sy is totaal en al konservatief regs. Baie mense sê sy is ver regs, maar sy is nie so ver regs nie. Erdogan van Turkye het weer sy mond uitgespoel. Jacques, hoe gaan het met jou? Jy was lanklaas opgewees. Erdogan van Turkye sê dat Israel se volksmoord in Gaza is nou verby die sogenaamde volksmoord op die Duitsers in die Tweede Wêreldoorlog. Hierdie mense kry statistiek en syfers wat ons nie kry nie. En as hulle sulke goed sê, dan praat hulle 9 uit die 10 keer uit die waarheid. Dit is 'n waarheid. Israel het grootskaalse volksmoord gepleeg op die Palestynse mense in Gaza. Dis 'n feit. Dis 'n feit. Cuba is besig om uitmekaar uit te val. Vir die mense wat daar bly is dit nie goeie nuus nie. Maar vir ons wat van buite af binne toe kyk, is dit goeie nuus. Havana is besig om uitmekaar uit te val. Die mense in Cuba kry op hierdie stadium 1 dag per week elektrisiteit. 1 dag per week. Kyk, ons raak absoluut upset as ons vir 'n klompie ure af is hierso as gevolg van Eskom. Hulle kry 1 dag per week elektrisiteit. 1 dag per week. Hulle gaan ontslae raak van daardie kommunistiese party. Hoor wat ek vir julle sê. Kort voor lank is hulle ontslae van die kommunistiese party. Goed. Kom ons kyk nou 'n bietjie wat in Suid-Afrika plaasvind. Makwanzi was lekker. Hy was lekker vuil, was goed. Generaal Makwanzi, julle weet mos van wie ek praat. Nie Makwanzi nie man. Makwanazi, yesterday. Sal daar ooit 'n dag kom waar ek hierdie mense se vanne en goed kan behoorlik uitspreek. Generaal Makwanazi was lekker vuil, was goed by die Matlanga kommissie. Ek het al vir julle gesê ek wil nie baie praat oor daai kommissie nie. Dit is in die nuus as julle daai goed wil volg. Dit is maar net 'n bewys van hoe sekere segmente in ons eie polisie totaal en al korrup is. Hulle het nou gister beslag gelê op goedere by een van die luitenant-generaals in die polisie se huise. Nee, hulle het gaan kyk wat daar aangaan. Hulle het beslag gelê op Ramaplakker se familie se Sandton Paleis. Angwani Maumela van die Tembisa Hospitaal skandaal. En die polisie sê self, hulle kan nie glo wat se luukse items en goed in daardie huis gevind is nie. Hulle het selfs een van hierdie luukse sportmotors, so mooi bloue, hy is hier voor my. Wat se ding, het lyk soos 'n Ferrari. Daai deure wat so opskuif aan die kant. Nee. Hulle het selfs so 'n voertuig, wat sal ons noem, geskep, plus 'n klomp ander goed. Hierdie mense is korrup mense. Ramaplakker is korrup, sy regering is korrup. Hy is nou in Ierland. Interessant dat hy in Ierland is. Hy wil beter bande bou met Ierland, van Suid-Afrika se kant af. Dis eintlik 'n stukkie legkaart wat ons kan inskakel by die profetiese. Want Sine van Rensburg het duidelik gesê dat Israel, ons klein niggie, of ons klein sussie, moet opstaan
En die feit dat Ramapakkertjie Ierland toe gegaan het om beter bande te smee met hulle, is eintlik vir ons 'n goeie ding. Nee? Andrew sê vir my, dis 'n Lamborghini. Dis allemaal 'n mooi kar, Andrew, nee. Die vet weet. Maar ek sal nie wil steel om so 'n kar te besit nie. Ek sal nie wil steel nie. Daai kar sal seker nou opgevuil word en 9 uit die 10 keer sal die geld in elk geval weer gesteel word. Wie weet, né? Wie weet. Mense. Ramapakker verklaar 'n ekonomiese noodgeval en hy reik 'n 10-punt plan uit wat hierdie ekonomiese nonsens gaan uitsorteer. En die ander partye sê dit is maar net 'n hersirkulasie van al sy ou gefaalde pogings. En nou Rob Hertzog, multimiljonair, sê as hy Suid-Afrika kan bestuur vir 100 dae, dan sal hy die hele land draai en ons sal weer welvarend word. Mense, as jy vir Rob Hertzog glo, is jy 'n spesiale tipe stupid. Hierdie ou was verantwoordelik vir Malema. Hierdie ou is verantwoordelik vir groot gedeeltes van die BEE situasie waarin ons is. Hierdie ou was verantwoordelik vir hierdie sosialistiese, kommuniste, korrupte spul wat nou bokant ons is. Nou moet ons glo dat hy vir ons uit die vuur uit kan haal. Dis 'n leuen. Hoor wat ek vir julle sê. Val mooi op die oor, maar dit is 'n leuen. Politieke games. Die JIC motormaatskappy, daar is sekere nuusberigte wat ek vir julle gee, net vir julle te wys wat is hoe diep die korrupsie in die goed is, maar in hierdie geval, die JIC voertuie het hulle gedistansieer van Mchunu, omdat hy homofobiese opmerkings gemaak het. Wel, hulle kan hulle in elk geval distansieer van elke politieke persoon, want die goed is korrup. Maak nie saak wat hulle doen of sê nie. Vat byvoorbeeld hierdie CWU Union. Hierdie unie baklei teen die SAIK vir onbetaalde salarisse vir SAIK mense. Die probleem is, hierdie unie het geen seggenskap by die SAIK nie. Hulle is onwettig. Hulle beteken niks. Maar hulle sal tooi en breek en te kere gaan. Die goedse koppe is net nie reg nie. Ons het natuurlik groot probleme hier in Suid-Afrika. En ons almal weet dit, né? Maar ons het nou nog groter probleme. Ek het gisterand 'n voice note gekry van Rudy af. 'n Stembrief gekry van Rudy af, waar hierdie persoon, een van die boere, hy boer met kool en met allerlei ander groentes, waar hulle kool vat na die markte toe. Hulle kan nie meer hulle produkte by die marke aflewer nie. Hulle word totaal en al geblok. Daar word vir hulle gelieg, daar word vir hulle gesê daar is te veel van die groente nou op die mark en hulle kry minimaal pryse vir die goed op die markte en jy betaal optimaal by die supermarkte. Ons het 'n fantastiese sitrusoes gehad hierdie jaar, maar die goed kan nie uitgevoer word nie. Meeste van hierdie sitrus gaan vrot, want dit sal nie aan die publiek uitgedeel word verniet nie. Dit sal nie. En dit sal ook nie aan die publiek verkoop word vir minimale bedrae nie. Die boere word geblok by die markte. Stadig maar seker word die wit boer weggewys van die Suid-Afrikaanse markte af. Hoe ver wil ons hê dat hierdie land val, voordat die mense besef dat die Federale Alliansie van Suidelike Afrika of Suider-Afrika is die enigste uitweg. Selfbestuur deur die mense. 'n Semi-kantonstelsel, waar elke staat deur sy eie koning gelei word, en die boerstaat deur die boerepresident, onder 'n federale sambreel. Wanneer gaan ons wakker word? Wanneer? Wanneer jy honger ly. Wanneer jy honger ly. Wanneer jy in jou eie huis doodgeskiet word. En dan op daardie stadium is dit te laat. Goeie nuus in Limpopo, en ek het hierdie een spesifiek neergeskrywe. Daar was deurbrake gemaak in die ATM
bomdiefstalle wat daar plaasvind waar hulle die ATM's net opblaas. 9 is gearresteer, maar hoor hier, 4 is Suid-Afrikaners en 5 is onwettige immigrante. 5 is onwettige immigrante. Nou het ons onwettige immigrante wat in Johannesburg tooi en in die strate rondstap en sê, hulle sal nie Johannesburg verlaat nie, hulle sal nie teruggaan na hulle lande toe nie, want Suid-Afrika is eintlik Afrika. Dit is hulle oproep. Suid-Afrika is eintlik Afrika en hulle mag hier wees. Maar hier is nie werk vir hulle nie. Hulle is nie Suid-Afrikaners nie. Hulle het nie soewereine grond hier nie. Die Bybel sê uitdruklik in Handelinge 17, elke nasie het 'n stuk grond gekry van Vader af. Weet julle dit? Elke nasie het sy eie grense. En ons gaan daarby bly. En hierdie ouens sê in Johannesburg, sê hulle, probeer om ons hier weg te kry. Ons gaan julle daar wegkry. Johan, wat sê jy? Goeiemôre. Ons gaan julle daar wegkry. Of as julle nou daar weg gaan kry op busse of in body bags, dit maak nie saak nie. Maar gaan sal julle gaan. Nog 'n voorbeeld, Port Elizabeth, die Universiteit van Fort Hare. Die mense brand hulle eie kampusse af. Ek glo julle daai berigte gesien. Hulle brand hulle eie kampusse af. Dit is higher education. Daar mag geen politieke uitsprake, politieke groeperinge of enige so iets op 'n kampus wees nie. Geen. Jy moet daar wees om in jou vakgebied te studeer. Soos wat jy skool toe gegaan het, so gaan jy universiteit toe. Jy gaan praat nie, twak nie en toi en breek goed af en kom op teen standbeelde en betaal nie jou fondse nie. As jy al die verkeerde goed doen, dan is jy uit. Dit sal die reël wees in die Federale Alliansie. Klaar. Jy gaan om te leer. That's it. That's it. Bottom line. Daar is nie ander stories daarby nie. Ons sal nie toelaat dat gemors op kampusse uitbroei nie. Ons sal nie. Ek kan nie wag vir daai dag wat die Here vir ons sê, druk die groen knoppie. Ek kan nie wag vir daai dag nie. Ek sê vir julle. Maar ons kap aan. Ons doen wat ons moet. Hartseer nuus natuurlik, die het julle seker al gesien al. Klein Waldo het dit nie gemaak nie. Die 11-jarige seentjie wat in die kop geskiet is in 'n huisinbraak nou 'n paar dae gelede, klompie dae terug, het dit nie gemaak nie. Hy het afgesterwe. Dis 'n bietjie hartseer nuus. En dit wys jou maar net, dit is maar net 'n simptoom van hierdie epidemie wat is eintlik 'n pandemie wat in Suid-Afrika is, né? Wat sê Andrew? Wat ek net gou wag dat hierdie banner verdwyn, so Andrew. The problem comes when the university allows a SRC to stand up for the students. Wat is 'n SRC, Andrew? Tik gou daaraan. Een of ander council of something. Wat is 'n SRC? Student, ek sê mos council. Student Representative Council. Daai is sommer net bollie. Die enigste council wat daar moet wees is om seker te maak dat die fondse nie te hoog gaan wat behuising aanbetref nie, dat daar nie onderwysing of professors is wat met studente lol nie en sulke goed. There are certain student rights that we can keep which are good. Daar is sekere studenteregte wat ons kan hou, né? Maar ander studenteregte soos politieke goed en daai goed, no, it's a no-go zone. Studenteregte wat te doen het met lering en met die tipe onderwyser wat ook al daar is, ja, ons kan daarna kyk. Maar politieke goed, selfs geestelike goed op kampus, daar kan 'n kerk op kampus wees, maar daar sal nie 'n mosk wees nie, want ons is 'n Christelike land. And that's it. Jy kan kerk toe gaan op kampus, maar jy kan nie gaan toi oor Christendom nie, of oor moslimskap nie, of sulke goed nie. It's a no. Jy gaan daar om te leer. Punt. As jy wil godsdienstige studies doen, dan gaan jy na die godsdienstige klasse toe. That's it. Bottom line. Goed, ons het deur al hierdie goed gedraf. Vanoggend. Nee, Andrew, gooi Engels, maak nie saak nie, man. Ons is mos vryburgers. Jy kan Engels gooi, maak nie saak nie. Jy kan hier Portugees ook praat, maar ek gaan nie weet of ek jou gaan verstaan nie. Ek glo nie ek gaan jou verstaan nie, maar jy kan Portugees ook praat. Want ons is vryburgers. Né?
Ons is vryburgers. Ek het nou gister cricket gekyk, die vroue wêreldbeker cricket het ek gekyk, tot en met ons 99 was vir 5 van ons kolwers uit. En India het 'n totaal aangeteken van 251. Toe het ek by myself gedink, okay, daar sê, dis nesie verby vir ons, en ek het huiskerk toe gegaan. En toe ek terugkom van die huiskerk af, toe sien ek, maar ons laaste paar kolwers het vir India ingehaal en verbygegaan, en ons het die wedstryd gewen. Ek kon dit nie glo nie. So well done aan ons vroue cricketspelers. Enige span, enige sportsoort wat Suid-Afrika verteenwoordig in die internasionale arena, kry ons ondersteuning. En ons wil kom eendag by die plek waar ons 'n fantastiese Olimpiese stadion kan bou. In die Kaap en in Transvaal en in die Vrystaat. Fantastiese Olimpiese tipe stadions waar ons sport in Afrika kan bevorder, sodat wanneer ons na die sogenaamde Olimpiese spele toe gaan, dat Afrika die beste atlete daar kan hê. Ek glo ons het fantastiese atlete. Ons het fantastiese 100 meter atlete, ons het fantastiese wat noem mens hierdie goed, relay atlete, waar 4 ouens hardloop. Verstaan julle hoe dink ek in Engels en praat in Afrikaans? En ons het fantastiese van hierdie tipe atlete daar buite, en ek glo daar's baie meer fantastiese atlete wat wie ons nie sien nie, en wat ook die geleentheid moet kry om goed te kan doen. Mense, ons kan. Ek het 'n berig gelees. Weet julle dat Suid-Afrika, en ek gaan nou begin klaarmaak, Suid-Afrika het nog steeds een van die grootste goudreserwes in die wêreld. As ons goudmyne begin produseer, sal ons die welvarendste land wees met ons mense in die wêreld. En ek kan nie wag vir daai dag nie. Nee? Ek kan nie wag vir daai dag nie. Goed. Sluit aan by die Federale Alliansie aan die einde van die maand. Ek weet mense wag vir die einde van die maand. Koop ons lapelwapens sodat ons kan wys wie ons is. Nie net praat nie, ons wys wie ons is en ons doen goed sodat ons kan vorentoe gaan, né? Hoekom? Omdat ons vryburgers is in die hemel en op aarde, en in ons eie land sal ons wys ons is vryburgers. En ons is boere. En ons is boere-Afrikaners en Afrikaners en Engelsmanne ou Andrew. En Portugese, Grieke, Ire, you name it. Maar ons is eers vryburgers. Prys die Here, man. Prys die Here. Saam met God maak eendrag mag. Fantastiese Vrydag vir julle. Ek hoop ons doen goed in die cricket en in die rugby hierdie naweek. Kom ons kyk wat doen ons manne. Voordat ons oë uitfees, het weer November, dan is dit weer internasionale rugby en dis meer. In die meantime val die land om ons uit mekaar uit, maar dit is wat dit is, nee. Dit is wat dit is. Totdat ons verandering kan bring. Alles wat mooi is vir julle. Mooi dag.